Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Vanaand op Pasella kuier ons saam met 'n paar bekende ouer en kind duo's. Sonja Harold gaan vir 'n pretrit saam met haar musikant seun Simeon. Ons kuier saam met die TV-persoonlikheid Elsabie Daniel en haar dogter Rolien. Ons maak pasta en klop aan by die opera-sanger Roel Bekes en sy dogter Nadia. Die perfekte kuierhuis saam met ons dinamiese duo's die week is die Sherwood Lodge in Pretoria. Hier word selfs werkswinkels aangebied in hoe om pasta te maak. Dit blyk of die appel inderdaad nie te ver van die boom afval as dit kom by musiek, sport en die kunste nie. Ja nee, veral nie as jy na ons gaste op vandag se Pasella kyk. Ek moet sê, ek sien uit na my kuier saam met Sonja Harold en haar seun Simeon, maar ek wens ek kon saam met jou by Nadia Bekes en haar pa Roel inloer. Gelukkig vir jou het ek ons hele boks en bende opgeteken vir 'n pasta maakles later vandag. So jy gaan daar nie te veel uitmis nie. Ai nou, jy dink ook aan alles. You make me happy. Sonja Harold se seun Simeon was maar 'n kleuter toe hy die eerste keer saam met sy ma begin sing het. Na 27 jaar deel hulle steeds 'n passie en liefde vir musiek. Please don't take my sunshine away. I'm gonna love you. Please don't take my sunshine away. Like I'm gonna lose you. Please don't take my sunshine away. Ek kan nie glo ek sit hier en sing saam met julle nie. Hallo. Julle harmoniseer so mooi, maar werk julle persoonlikhede ook goed saam? Ja, maar as ons in die ateljee is dan werk ons maar soos kollegas saam. Ja, ek dink so as ons in die studio saamwerk dan in die kreatiewe proses stamp mens partykeer koppe met enigiemand, maar jy vat dit nooit saam met jou huis toe nie. Kan ek vir jou 'n koppie koffie maak? Asseblief. Ons vlieg saam, saam weer in die reis wat ons help moet ver. Simeon is nie die enigste van Sonja se kinders wat kreatief is nie. Haar dogter Claudia is 'n grimeerkunstenaar, Jessie is 'n binneshuise ontwerper en haar seun Timmy is 'n drone of hommeltuigoperateur en kameraman. Sonja, jy het 4 kinders, maar lyk my Simeon het jou passie vir musiek geërf. Hy's my favourite. Maar moenie dit vir die ander kinders sê. En hoe lank sing hy nou al? Hy was 3 jaar oud wat hy op die verhoog gesing het. You know how much I love you. I need you to help. Sedert Simeon meer as 2 dekades gelede as kindnaam gemaak het, het hy ook 2 albums as volwasse sanger agter sy naam. Jy los my leeg, ek weer is verby. En dalk is dit beter so. Simeon, jou ma vertel my jy sing al van kleins af. Nou, hoe voel dit om 'n bekende ma te hê? Vir my is dit maar 'n normale ding. So ek kan eintlik nie vir jou sê hoe dit voel om 'n bekende ma te hê nie, want sy is maar net my ma. Wat is een van die grootste lesse wat jy al by jou ma geleer het? My ma en my pa ook, hulle het altyd vir ons gesê, jy weet, doen wat jy van hou en dan die geld sal dan kom en jy sal 'n paadjie vir jouself kan maak. Iets waarvan ma Sonja beslis kan getuig. Sy is sedert 1975 in die vermaaklikheidsbedryf. Vele treffers, toekennings en selfs 'n outobiografie later is daar min dinge in die lewe waarvoor Sonja nie kan sien nie. Wel, dis nou behalwe hoogtes. Sonja, ek hoor jy het hoogtevrees. Ja, ek het besef toe ek omtrent so 7 jaar oud was, het ek saam met my pa na die Voortrekker Monument toe gegaan en klim jy moes hy trappie so op tot bo en dan kyk jy van bo af, dis baie ver onder toe. Dis word my bene lam en ek word naar en toe besef ek het hoogtevrees en dit gaan nie weg nie. So wat sê jy, sal ons vrese gaan oorwin? Ja. Niks soos 'n pretrit op die Anaconda om hoogtevrees aan te vat nie.
En dit wil voorkom asof Sonja nie die enigste een is wat versigtig is vir hoogtes nie. Ek het nou my tong gesluk, ek is bang vir hoogtes. Na die adrenalienvlakke goed die hoogte ingejaag is dit tyd vir 'n geselsie op 'n rustiger trant. Ek is so trots op jou dat jy dit gedoen het. Ek het regtig nie gedink jy sou nie. Hoe was dit? Wel, ek moet vir jou sê, ek het 'n verskriklike geskree of 'n gil gegee aan die einde. Dit was 'n gil van verligting dat dit gestop het. Hoe gereeld kuier julle saam? Ons is nog 'n close familie en hulle bly redelik naby hy en sy boetie dele woonstel. En as hulle honger is, dan sien ek hulle is honger en dan sê kom eet vanaand by my. En die melkpryse het redelik opgegaan, so elke nou en dan kom steel ons 'n bietjie melk daar by my ma se huis. Belangrike vraag, is daar iemand spesiaal in julle lewens? Gaan jy maar eers, ek moet dink oor hierdie vraag. Ja, daar is iemand spesiaal in my lewe en ons doen alles saam. En verder hou ek dit privaat. Niks ernstig op hierdie stadium vir my nie. So as daar nou iemand is wat moet inskryf en moet hulle spring. Jy moet eers deur my kom. Ja, hulle kan CV's instuur. 'n Man met 'n baie indrukwekkende CV is die befaamde operasanger en akteur Roel Bekes. Hy nou het gaan inloer by hom en sy dogter, die aktrise en TV-aanbieder Nadia Bekes, wat in haar pa se voetspore volg. Roel, jy het 'n baie kleurvolle agtergrond en interessante loopbaan. Wat was jou hoogtepunte in jou loopbaan gewees? Ek dink my hele lewe was vir my 'n hoogtepunt gewees. Van die dae toe ek vroeër met televisie begin het en ek gespeel het. En toe die opera wêreld gekom en ek het beurse begin verower. Ek was die heel eerste crescendo wenner en daar die deure begin oopgaan en ewe skielik 'n audisie by Truk gaan doen en aangestel as die permanente bas. En dit vir 23 jaar was dit my lewe gewees wat ek saam met die grootste sterre in die wêreld, operasterre, gesing het. En dit was wonderlik om my ou lewensmaatjie saam met my te kon hê en dit sê saam met my kon sekere van die goeie saam met my kon deel. So Nadia, dit klink vir my jy het basies op die verhoog groot geword. Meer agter die verhoog in die aantrekkamer. Want as jy 9 operas kyk, raak jy 'n bietjie verveeld as jy klein is. Nou het ek 'n waardering daarvoor, want toe ek klein was, na die 9de keer halftyd as jy vaak en jy wil gaan slaap, so dan gaan kuier jy sommer agter want dis waar al die magic gebeur. En ek dink dis waar my liefde vir die verhoog spesifiek begin ontwikkel het. Dis eers later jare wat ek bietjie blootgestel is aan televisie as 'n medium en gedink het hierdie is selfs nog beter want dit is 'n groter verhoog. Van die ouderdom van 3 het sy eintlik vreeslik gedans en op die verhoog vreeslik baie medaljes gewen. Sy was eintlik fantasties, ek moet jou sê. Van kleintyd af was sy maar 'n verhoogmens. As die ligte op haar wange skyn, is sy gelukkig. Buiten die feit dat sy haar pa se sangtalent geërf het en deel was van die Darlings en Kat Glass, is sy ook 'n TV-aanbieder en aktrise. Sy was al te sien in verskeie dramareekse en ook die rolprent Mooi Rivier. Jy okay? Dave Meyer. Roel, hoe voel jy nou dat Nadia in jou voetspore volg? Ek is baie trots op haar en ek is baie bly daaroor want ek dink vir enige ouer is dit lekker om te weet die kinders kyk op na jou en sien wat jy gedoen het en sê vir hulle self dit is wat ek ook eendag graag sal wil doen. Ek het eintlik altyd geweet of Nadia regtig belangstel om in my voetspore te volg nie, maar sy het hierdie talent gekry en Nee, ek het eintlik altyd baie belang gestel daarin. ja, daar weet ek nou. Verskoon my gou Nadia, ek wil gou iets gaan haal wat herinneringe gaan terugbring. Tadaa! Wow! Jy was glo 'n trompoppie koningin. Ek mag dalk nie sportief wees nie, maar ek beskou trompoppies as 'n sport en ek het redelik goed gedoen. Ek het 'n provinsiale klere in trompoppies. Kan jy nog iets onthou? Ek dink jy het dit nog in jou muscle memory in. Ja, julle. Ag, gaan jy dit nou doen? Nee, Maar ons staan 'n bietjie weg van jou. Is jy ook bang? Liewer bang een as dooie een. Ek gaan probeer. Ek weet nie hoe dit gaan nie. Dit was baie lank terug. Ons kyk. Nee wat, duidelik weet Nadia steeds hoe om 'n tromp op die stok na haar pype te laat dans. Tadaa! Dink jy ek stout om te leer? Mens is nooit te oud om te leer nie, maar nou dat jy 'n bietjie van my verlede gesien het, kom ek gaan leer jou 'n bietjie van my toekoms.
Ek kan nie wag nie. Waartoe gaan ons? Na die breek ontmoet ons Nadia se ridder op 'n wit perd en ons kuier saam met die TV-persoonlikheid Elsabie Daniel en haar dogter Rolien. Pasella kuier saam met bekende ouer en kindpare. Die opera-sanger Roel Bekes se ewe bekende dogter Nadia hak eersdags die knoop deur. Haar verloofde David de Villiers het haar in die Franse Alpe gevra om te trou. Julle oë blink omtrent. Was dit liefde met die eerste oogopslag? Ek weet van haar kant af nie, maar verseker vir my. Ek het haar gesien op dat sy op die verhoog gaan wees met Liefling. Besluit ek bel hom net. Ek sê ek weet jy ken my nie regtig nie, maar wil jy dalk gaan 'n koffie drink of 'n wyntjie na die tyd en toe wragtig sê sy ja. Ek moet sê hy het my wel op die verhoog gesien in 'n bikini en hoë skoene. So ek weet nie of dit dit moet 'n groot rol speel. Ja, en toe ek hom sien vir die eerste keer, moet ek sê hy het my beïndruk. Hy is duidelik 'n baie aantreklike man. En toe ek hom 'n bietjie leer ken, toe besef ek hy is mooi van binne en buite. Sou julle sê dis beter om verloofd te raak en te trou in jou 30s versus jou 20s? Ek dink mens leer baie van jouself tussen jou 20s en jou 30s. En ek dink dis wat dit beter maak om dan 'n besluit te maak. Ek sê nie dis verkeerd om jonger te trou nie. Miskien weet jy op daai stadium al reeds wie jy is en wat jy wil hê, maar iemand soos ek het baie gegroei in die tydperk tussen 20 en 30. So waar ek nou is, teenoor waar ek was, is 'n beter plek vir my om hierdie besluit te maak, want dit is 'n besluit wat jy vir die res van jou lewe maak. As jy ouer is jy meer gefestig in waar jy is in jou lewe en waar jy heen gaan. Daar's nie meer vra vir die res van die ander dinge nie. Jy weet nou wat jou rigting en jy weet wat se tipe partner jy wil hê. Hoe voel dit om die kollig met mekaar te deel? Ek hou daarvan om bietjie in die skade weer langs daar te wees, maar dit is nogals baie spanningsvol. Die ding wat ek op die rooi tapijt besef het, ek hoef nie altyd te luister wat hulle sê nie. So ek smile maar net so en dan as sy lag, maak ek my lag ek myself weg hier so. Ek weet, en totdat hulle een keer in die middel van 'n onderhoud vir my gevra het en so wat dink jy van die film? En toe moes ek eers stop. Sorry, wat was die vraag? Ek het nie daar geluister nie. So jy gaan maar so op autopilot. Terwyl ons nog hier voorkuier, kan julle solank by Carmen en loer wat besig is met die tafeldekor. Die Pasella partytjietafel word vandag met herwinbare versierings opgetof. Corrie ter Blanche wys ons hoe. Corrie, jou tafel lyk veelkleurig en vars uit die tuin uit. Ag, baie dankie man. Die program gaan ons oor bekendes en hulle ewe bekende kinders. En daarom het ek die appels gebruik as deel van die versiering van die tafel. Die appel val nie ver van die boom af nie. Ek sien dit is baie kleurvol. Ja, kyk, ek hou baie van kleur. Hoe meer kleur, hoe lekkerder is vir my. En ons het 'n klein groentetuintjie hier agter. En daarom sal jy sien dat meeste van die items op die tafel is maar eintlik bietjie groente en 'n paar vrugte. Ons beet kom vars uit die tuin uit. En ons probeer regtig, omdat ons deel is van 'n groot plaasgemeenskap, bietjie kyk of ons nie bietjie groener kan gaan as ons funksies aanbied nie. En daarom probeer ons regtig om goeders te gebruik wat mens weer kan verbruik of wat jy uit die tuin kan vat en dan weer terugsit. In ons area is daar 'n klomp van hierdie alwyne en ons het 'n paar alwyne hier op. Hierdie is 'n rankalwyn. Ons plekmaatjies kan jy sien is bome en ek het nogal gedink dit vorm 'n mooi deel van die tema vir die bekendes en hulle kinders. Is dit 'n lekker familieboom. Maar nou eers tyd vir 'n Kaapse kuier saam met die aktrises Elsabie Daniel en haar dogter Rolien in Stellenbosch. Elsabie het sedert 1982 naam gemaak as TV-aanbieder en nuusleser. Deesdae is sy ook in Sewende Land te sien. Rolien was in verskeie dramareekse te sien, terwyl die ma en dogter ook kragtig saamgespan het in die toneelstuk Die Ryk Weduwee. Al duidelik het julle 'n baie hegte verhouding. Ja, wat nogal. Ou vriende. Dit is goed dat die ma-dogtersverhouding op 'n stadium ook net 'n bietjie meer vriendin raak. Rolien, hoe is dit vir jou om met so 'n beroemde ma groot te word? Ja, dit was 'n bietjie van 'n uitdaging partykeer. Ek onthou een Desember vakansie het ek en my boetie nuwe maatjies gemaak by die mense langs aan. En ons gaan swem daardie oggend en alles is baie relaxed en ons gaan huis toe vir lunch en ons kom terug die middag toe hulle intussen uitgevind wie ons ma en so die hele middag swem ek en my boetie terwyl hulle langs die swembad sit en gaan ons ken julle, ons weet wie julle is. Maar ons het natuurlik nooit self gedink sy is beroemd nie. Vir ons was sy net 'n ma. Ons het haar gesien in die oggend as sy opstaan om werk toe te gaan
En ek onthou in die aande dan het my pa's altyd gebad gekry en tande geborsel en gevoer gekry en dan het ons gesit en vir ma gekyk op die TV. Elsbie, hoe was dit vir jou om te sien sy volg in jou voetspore? Het is vir my heerlik, want ek weet wat 'n lekker bedryf dit is. Daar was 'n stadium wat ons gedink het, jy moet nie sosiologie of iets anders doen nie. Jy weet dat jy kan geld maak eendag nie, maar die ou oergene van kreatiwiteit het net weer ingeskop en daar was dit, sy het akteur geword. Julle het ook intussen teenoor mekaar gespeel in die Ryk Weduwee. Ja, ons het. Ons was vreemd genoeg ma en skoondogter. Ons is nooit eintlik ma en dogter nie, dis snaaks genoeg. Ons is altyd ma en skoondogter. Maar dit gaan seker nog kom eendag dat ons ma en dogter gaan speel, ek weet nie. Who knows? Miskien doen ons dit genoeg in die regte lewe om te bereik vat. Ons moet 'n stuk skryf en dit doen. Elsbie se liefde vir teater word ook baie duidelik weerspieël in hoe haar huis uitgelê is. My huis is regtig soos 'n teater, want die meeste van die goed wat hier is, vertel 'n storie wat of op die verhoog of in die werklike lewe gebeur. Want ek vervaardig self my produksie, so jy's altyd op soek na kostuums en na props. Hier's 'n kierie wat ek gebruik is die ou vrou wat hier staan. Daai ou geweer skiet ek darm nie meer nie, maar dit kom van ons geboorteplaas af. Hier is hierdie skilderye, jy kan sien, dit is amper soos 'n teater. Ek hou van groot, mooi, ryk klere. Ek hou van paleise, ek hou van damask, ek hou van parels en vere. Daar's my Panama hoed as ek reis en daar's my sak. En soos jy kan sien, dis geweldig baie boeke. Nie so seer omdat ek gedink het is so oulik om boeke op 'n trap te sit nie, maar ek het net nie genoeg plek gehad vir my boeke nie. En dit maak vir my baie sin, want ek sal baie keer begin opbeweeg en dan sien ek, hier is iets van Andrei Brink of daar's hierdie ou kampboek of dan gaan ek net daar sit. En dan begin ek my boeke lees. En die kleintjies wat hier kom kuier, dis 'n hele stapeltjie boeke van Roline se boeke toe hulle klein was, dan begin ons Goofy en die Gebrüder Grimm se stories en so aan. So gepraat van Roline, hoe was sy as 'n kind? Sy was eintlik geweldig ernstig. Sy was geweldig gefokus. Voor sy nog kon skryf, het sy altyd sulke toneeltjies geteken van prinse en berge en hulle travel oor die berge en dan sy sulke speech bubbles gemaak langs hulle mond. Dan moes ek nou met die pen gaan sit, dan sê sy daai mensie sê nou vir daai reus die volgende woorde en dan moes ek dit vir haar inskryf. Hallo, waar vlieg jy? Dis 'n mooi dag, nê? Nee? So sy kleintyd al daai hele teaterding, daai hele sprokieswêreld van die kunste het sy volledig betree en ek dink dit is hoekom sy vandag ook so suksesvol is as aktrise. Dis deel van ons wese, dis deel van ons menswees. Ons kan nie daarsonder nie, ons is nie daarsonder nie. Nou hoe het jy dit reg gekry om vir 35 jaar dit in so 'n moeilike industrie te maak? Dit is baie belangrik vir 'n akteur om te diversifiseer. Ons het 'n ooraanbod in Suid-Afrika en veral in die Afrikaanse teaterbedryf van baie goeie akteurs en daar is bloot nie genoeg werk vir almal nie. Dis geweldig belangrik om baie proaktief in die bedryf te werk. Jy kan nie sit en wag vir die foon nie. Elsbie laat beslis nie op haar wag nie. Sy bied ook slypskole in kommunikasie en projeksievaardighede aan vir dosente by Maties. Duidelik 'n vrou van vele talente. Kom binne gaan saam. Na die breek ontmoet ons Roline se man Werner en ons wend 'n spanpoging agter die kospotte aan. Basala. Basala kuier saam met bekende ouers en kinders soos Elsbie Daniel en haar dogter Roline wat onlangs met Werner, 'n argitek, getroud is. Mishka het met die pasgetroudes en hulle viervoetige vriend Nala gaan kennis maak. Julle is onlangs getroud. Hoe was die groot dag? Dit is amazing. Dit is 'n verskriklike groot reëlery. Ek het nooit geweet om 'n troue te reël is amper soos om 'n skouspel te reël nie. Werner, moet jy nou vra van jou skoonma, kom julle goed oor die weg? Wel, baie goed. Ek dink sy is 'n vriendin. Ek dink Celine se beste vriendin. En dit is altyd lekker om vir Elsbie op TV te sien. Ek sê altyd vir hom, "Daai is my skoonma." Dit het my en my ma aan die begin van my en Werner se verhouding eintlik al opgeval hoe baie laat Werner ons dink aan my oupa Jan. Dis nou my ma se pa. En blykbaar Osama bin Laden. Ja. Met die baard, Werner se baard was baie langer toe kom ontmoet het. Ja. Maar anders as Osama bin Laden, my oupa Jan was 'n baie sagte, hardwerkende man vir wie ons almal baie lief was. Nou wat is julle toekomsplanne as ma en dogter? Ek het 'n baie lekker filmprojek wat volgende jaar uitkom waaroor ek baie opgewonde is. Die movie se naam is Kretoa. Verder hoop ek dat ek en my ma weer op 'n lekker reis kan gaan. Mens weet nooit wat gebeur nie, né? Met die industrie waarin ek is elke dag kan iets wonderliks bring. Ek hoop daar gaan nog baie movies wees en verder wag ek vir die appels om uit die lug uit te val.
Mens kan nooit weet wat gebeur nie. Partykeer kan jy nie eers dink wat 'n wonderlike goed kan nog oor jou pad kom nie en dit gebeur altyd, dit kom. Wel terwyl ons verder kuier, kan julle gaan loer wat in die noorde kook. 'n Lekker pasta dis bly 'n treffer en vandag leer ons hoe om self ons eie pasta te maak. You've come to have a beautiful experience in pasta making. Pasta is absolutely magic. 100 grams of flour and 1 egg is 1 portion of pasta. Maak 'n gaatjie in die meel, breek die eier in en meng deeglik. Deur onderskeidelik beetpuree, peper of selfs sjokolade of kakao by te voeg, kan jy in 'n japtrap pasta van 'n heel ander geur of kleur opdis. We start kneading with the palms of our hands just to bring it all nicely together. As 'n mens so na ons vernuftige kokke kyk, is dit nie die eerste keer wat hulle pasta maak nie. En dit is beslis ook nie die eerste keer dat Roel en Sonja saamkuier nie. Hoorie Pa, hoe lank ken Pa al vir Sonja? Toe ek my ingeskryf het by Goustar Onderwys College 1974, toe sy hoofdame en ek is 'n baie wind die eerste jaar. En eerste vraag wat ek al van sy sê, aangename kennis, ek is Sonja Herald. Ek sê, hallo, ek is Roel Beukes, wat doen jy Vrydag aand? Hulle het daar gestaan in so 'n lang ry met so 'n bord voor. En dan loop ons daar verby en dan sê ons, kyk af eerste jaar. Maar ons het vir hom gesê, hy moet sing. Old Man River. Ek het 'n idee, wat van julle doen vinnig so terwyl ons die pasta maak, bietjie van 'n collab. Vyven, bring hom terug na my. Ek kan nou sien waar jy jou talent kry. Kan ek kom vir lesse? Na die deeg goed deurgeknie is en vir 15 tot 20 minute in die yskas gerus het, is dit reg om deur die pasta maker gerol te word. Ekskuus. Ek kook so lekker, terwyl hulle nou hulle pasta uitrol waar ek by jou hoor. Wat is die geheim vir die perfekte pasta sous? You know, it depends which sauce you're making. But normally it would be Parmesan cheese and an excellent quality tomatoes. Today we're making a gorgonzola sauce. Smelt die botter en voeg die gorgonzola, room, peper en parmesan kaas by vir 'n smil lekker sous. Wat se sous het ons The hier? other sauce that we're making here is burnt butter and sage, roasted pine nuts and pepper. En sien daar, vele hande maak ligte werk. Die eindproduk is alles van beetpasta tot geurende souse om die disse te komplementeer. Presies wat nodig is vir 'n gesellige saamkuier om die Pasella partytjietafel. Ek moet sê na al die harde werk is ek gereed om te eet en te geniet. Soos hulle sê, as jy iemand beter wil leer ken, moet jy hulle ouers ontmoet. En ek moet sê julle het albei wonderlike ouers. Nadia, wat is die belangrikste les wat jy by jou pa geleer het? Ek dink in die vermaaklikheidsbedryf is die grootste les wat ek by my pa geleer het om te onthou dat almal vervangbaar is en om jou plek binne die bedryf te respekteer en ook ander mense te respekteer wat daar binne funksioneer. En in die lewe sou ek sê om uit te hou en aan te hou en nooit op te hou hoop nie, maar net sowel die harde werk wat jy insit, is die resultate ook gewoonlik die moeite werd. Simeon, hulle sê die appel val nie ver van die boom nie. Enigiets wat jou ma jou geleer het behalwe sing? Sy het my geleer om aan te gaan in die lewe en if life knocks you down, then you get up en jy gaan aan. Baie wyse woorde. Cheers. Cheers. Kling, kling, kling. Dit was heerlik geweest en ek dink julle stem almal saam met my, maar ek wil graag hê ons moet op 'n baie besondere manier vanaand uitmekaar uitgaan. Ek gaan instel en dan val julle saam met my in. Want swerwe sonder rigting van soekers wat nooit vind. En eindelik was almal maar net kinders van die wind. Gesondheid, julle. Vrede en vreugde vir almal en liefde.